So sê die Here, Here, kyk, hier is ek, en ek sal na my skape vra en vir hulle sorg, soos 'n herder vir sy trop skape sorg op die dag, as hy onder sy verspreide skape is, so sal ek vir my skape sorg. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik aan die geskenk van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons antwoord op die groet van die Here vanmôre deur 'n lofgesang saam te sing tot eer van sy naam. Ons gaan 'n Kersgesang sing vanmôre. Ons hoef dit nie altyd net te sing wanneer dit Kerstyd is nie. En daarom sing ons gesang 169, al 3 die verse vanmôre saam. Dit is besonders dat die geboorte van die Here Jesus heel eerste aan herders bekend gemaak word. Want hy kom om die goeie herder te wees. Daar is definitief 'n verband tussen die twee, en daarom sing ons vanmôre ook van daardie gebeurtenis en veral hierdie woorde in vers 2, met hulle harte vol van vreugde, praat hulle van die Jesuskind, herder vir die mens op aarde, wat verdwaaldes soek en vind. Al 3 die verse staan dit tot lof van die Here. Herders op die ope velde, het die nag die engle koor, met die blye evangelie uit die hemel aangehoor. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemel. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemel. Met al harte vol van vreugde, praat al van die Jesuskind, herder vir die mens op aarde, wat verdwaalde soek en vind. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemel. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemel.
Geliefdes, na die wet van die Here gaan ons net so bly sit wanneer ons skuld voor die Here bely deur Gesang 279. Gesang 279, die 3de en die 5de vers. Vers 3 en 5, Gesang 279. Ons luister na die samevatting van die Here se wet vanmôre uit Matteus 22 vanaf vers 34. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Soos 'n herder soek die Heer na die skaap wat afgedwaal het, bring dit na die kudde weer, waarvoor hy so duur betaal het. Hy laat geen verdwaalde staan. Jesus neem die sondaars aan. Ja, dit gee my nuwe moed en berou oor al my sonde. Daar is redding deur sy bloed en genesing deur sy wonde. Daarop kan ek altyd staan. Jesus neem die sondaars aan. Geliefdes, as gevolg van ons sondes vind ons onsself dikwels losgeskeer van die trop van die Here, van sy kudde. Ons vind dat ons baie keer afdwaal en dat ons op ons eie is. Maar die troos is dit waaroor ons gesing het vanmôre, dit wat uit Lukas 15 uitkom, waar die Here vir ons leer en vir ons sê: as een van die skape afgedwaal het, dan laat hy die 99 agter om daardie een wat afgedwaal het te gaan haal en na hom toe terug te bring. En daarom is dit soos wat ons gesing het vanmôre, dit gee ons moed, dit gee ons vrymoedigheid, dit bring ons voor die troon van die Here en sê: Here, ek kan maar my skuld voor U bely, en ek wil dit voor U bely, want daar is vergifnis in Jesus Christus. Hoekom? Want hy is die goeie herder wat met sy lewe betaal het vir ons sondes, sodat ons deel van sy volk kan wees. Om egter nie steur aan Jesus Christus se herderskap nie. Wie dink hy is beter af op sy eie en los van die trop? So iemand sal deur die rowers en die wolwe daar buite oorweldig, doodgemaak en uiteindelik verskeur word. Kom ons bely nou ons geloof in hierdie God wat ons vryspreek van ons sondes. Ons doen dit deur hierdie geloofsbelydenis van Nisea, wat hierdie jaar 1700 jaar oud is, saam met mekaar te bely. Kom ons staan. U kan hierdie woorde in u hart saam spreek. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge.
Ek glo in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat terwille van ons mense en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en 'n mens geword het. Ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader en weer met heerlikheid sal kom om te oordeel die lewende en die dode, wie sy ryk geen einde sal hê nie. En ek glo in die Heilige Gees wat Here is en wat lewend maak, wat van die Vader en van die Seun uitgaan en wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. Ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. U kan sit. Geliefdes, u kan die woord van die Here oopmaak by Johannes hoofstuk 10 vanoggend. Ons gaan saam lees Johannes 10, die eerste 21 verse. Johannes 10 vanaf vers 1. Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem. En hy roep sy eie kudde by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, Voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie eiendom is nie, sien die wolf kom en hy laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. En die huurling vlug omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder. En ek ken my eie en ek word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister en dit sal wees een kudde
een herder. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Daar het toe weer verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde, en baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete en is kranksinnig. Wat luister julle na hom? Ander het gesê, hierdie woorde is nie van 'n besetene nie. 'n Duiwel kan tog nie die oë van blindes open nie. Dit is die woord van die Here. Geliefdes, ons teksvers by die bediening van die woord vanmôre is vers 11. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Kom ons bid saam. O Here, onse God, wanneer ons vanmôre voor U stil word, dan kom ons in die teenwoordigheid, omdat daar vir ons veiligheid, rus en vrede by U is, want U is ons herder. En omdat U ons herder is, weet ons, Here, dat niks ons sal ontbreek nie. Want U is die een wat ons neerlê in groen weivelde en wat ons lei na waters van rus. U het ons daarom ook gelei om vanmôre hier te wees, sodat ons gevoed kan word met U woord, sodat ons versterk kan word, sodat honger siele se dors geles kan word. Ja, U verkoop ons siel en U lei ons in die spore van geregtigheid om U naam ontwil, sodat ons ook kan weet wat is reg en wat is verkeerd en hoe om te leef as U kinders en as U kudde. En U beskerming is so volledig, Here, dat al gaan ons ook in 'n dal van doodskaduwee, sal ons geen onheil vrees nie, want U is met ons. U stok en U staf vertroos ons. Dankie Vader dat ons kan uitsien na dit wat vir ons voorgesit is, want U berei die tafel voor ons aangesig teenoor ons teestanders. U maak ons hoof vet met olie. Ja, ons kan vanmôre bely, ons bekers loop oor, want net goedheid en guns sal ons volg al die dae van ons lewe. En ons sal tuis wees in die huis van die Here tot 'n lengte van dae. In Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wanneer 'n mens die Here Jesus se woorde en sy uitsprake in die Bybel bestudeer, dan kom 'n mens baie gou agter dat hy nie maar net iemand was wat goed kon praat en wat die vermoë gehad het om op die regte tyd die regte beeld te gebruik nie. Hy was natuurlik 'n uitstekende spreker gewees. Mense het aan sy lippe gehang, maar vir meer as een rede. As 'n mens sy woorde bestudeer, dan kom jy agter dat die beelde wat hy gebruik en die dinge wat hy sê baie berekend was. Hy was bekend daarvoor gewees dat hy bekende beelde, met ander woorde, dinge wat almal van sy tyd mee bekend was, gebruik het om iets onbekend mee te verduidelik. Dis wat in die gelykenisse gebeur, ook in hierdie gelykenis. Die Here Jesus gebruik 'n beeld wat almal ken, sodat hy 'n geestelike waarheid wat miskien minder bekend is en moeiliker is om te verstaan, makliker kan begryp. Die gelykenis van die goeie herder tel onder een van hierdie. Maar hierdie beeld was om twee redes effektief. Die eerste een het ons nou eintlik reeds genoem. In die antieke tyd was skaapwagters wat hulle vee opgepas het, nie 'n vreemde verskynsel gewees nie. Oralste waar jy gekom het op die vlaktes van Judea, het jy die skape gesien wat deur herders opgepas is. Dis 'n beeld wat almal sou ken en almal sou verstaan. Hulle het geweet hoe dit werk. Baie van hulle het ook in daardie beroep gestaan. Maar die tweede rede waarom hierdie beeld wat die Here Jesus kies so 'n goeie keuse is omdat die tema van herderskap
baie sterk deur die Ou Testament loop. En miskien het u dit al raak gelees. Partykeer moet 'n mens nogal bietjie vir jouself sê, kom ek lees nou weer 'n keer die Bybel deur, maar kom ek soek 'n bietjie vir hierdie tema in dit wat ek lees. En jy gaan verbaas wees hoe baie jy spesifieke temas raak lees. En die herderskap van God is een van daardie temas. As ons terugblaai na Genesis toe, waar Jakob byvoorbeeld die seuns van Josef seën, dan sê hy iets belangrik vir hulle. Hy seën hulle en hy sê, mag die Here by julle wees, mag die Here julle versorg, en dan getuig hy teenoor hulle, en hy sê, want die Here God het my nog altyd as 'n herder gelei. Gebruik die woorde, hy het my as 'n herder gelei. Koning Dawid, die skaapwagter koning, gee seker vir ons die duidelikste beskrywing van hierdie tema in sy eie lewe, eerste plek, maar dan ook in 'n plek soos Psalm 23 wat sê, die Here is my herder. Maar as ons ook deur die profete blaai, dan kom hierdie tema gereeld na vore. In Jesaja 40 vers 11 profeteer Jesaja oor God wat na sy volk sal kom, en hy beskryf hom dan as 'n herder wat sy kudde laat wei, wat sy lammers in sy arms vergader en aan sy bors dra. Pragtige gedeelte. In Jesegiel 34 sê God dat hy vir sy kinders sorg soos 'n herder vir sy skape. Hy sal sy skape bymekaar maak uit al die plekke waarin hulle versprei is, sê hy, en hy sal hulle uit al die volke uit versamel. Hoor u, as die Here Jesus sê, ek het ook nog skape uit 'n ander kraal uit, wat ek ook moet bymekaar maak, hy sal al die skape uit die verskillende volke uit bymekaar maak. Hy sal hulle op goeie weiveld laat wei, hy sal hulle oppas, sodat hulle rus kan hê. So ons moet verstaan, broers en susters, as die Here Jesus hierdie gelykenis vertel, dan gebruik hy nie net die beeld van 'n goeie herder, omdat dit so effektief is, as gevolg van die bekendheid van die beeld nie. Hy wil meer sê, hy wil eintlik ook hê, die mense wat na hom luister moet verstaan, as hy in vers 11 sê, ek is die goeie herder, dat hy vir hulle wil sê, vandag is hierdie woorde in julle ore vervul. Dit wat die Ou Testament oor God se herderskap sê, is in my vervul, want ek is die herder wat God beloof het. En vanoggend se boodskap gaan ons kyk na die aard van die Here Jesus se herderskap, met ander woorde, hoe het dit gelyk, en watter invloed het daardie herderskap van hom in die kerk. Nou, herderskap in die antieke Midde-Ooste het baie anders gelyk as dit waaraan ons gewoond is. Selfs iemand soos ek wat op 'n skaapplaas in die Karoo groot geword het 'n ander idee van skaapboerdery as wat daar in die antieke Midde-Ooste gegeld het, en dit waaraan die mense in Jesus se tyd gewoond was. Vat nou maar net jouself, as u vandag dink aan 'n skaapboer, as u dalk al op 'n skaapplaas was en u het al gesien hoe werk dinge daar, dan sal u weet. As ons dink aan skaapboerdery, dan sien ons gewoonlik 'n trop skape op die landbouweekblad se voorblad en 'n skaapwagter wat besig is om die skape aan te jag. Of ons sien iemand wat te perd agter sy trop skape aanry en besig is om hulle na die kraal toe te vat. Op 'n skaapplaas boer ons ook met honde. Ons loop met swepe, want ons moet raas en ons moet die honde gebruik om die skape aan te keer en hulle in die kraal te kry. Maar in die tyd van die Here Jesus het dinge anders gewerk. Daar was die kampe gespan gewees nie. Die herder het elke dag saam met sy skape geleef. Daar was 'n baie intieme verhouding gewees tussen die skape en die herder. En in die aand, wanneer die herder sy skape gekraal het, nou die krale, daar was verskillende soorte krale gewees, partykeer het hulle goed soos takkrale gebou, maar baie keer was die krale wat hulle gebruik het, of die skaapstal waarvan hulle praat, grotte gewees wat hulle gebruik het, om die skape in te huisves vir die nag, en dan sal die herder in die opening van daardie skaapkraal slaap,
sodat hy die skape kan oppas. Hy was verantwoordelik vir hulle veiligheid. En daarom lees ons byvoorbeeld dat Dawid sê, dat hy by meer as een geleentheid wilde diere doodgemaak het, selfs met sy kale hande, toe hulle die troppe skaap van sy pa bedreig het. Maar wat veral interessant was van hierdie skaaptroppe in die antieke Midde-Ooste broers en susters, was dat die verhouding tussen die herder en die skape so intiem was. Die skape het daardie herder se stem so goed geken, dat hulle, soos ons in vers 4 lees, agter die herder aangeloop het. So, dit is 'n groot verskil met hoe ons herderskap vandag in ons koppe het en wat in die antieke tyd gebeur het. Die herder het voor sy skape uitgestap. Hy het met hulle gepraat, hy het hulle geroep en hulle het hom gevolg, want hulle het geweet, waar die herder ons heen vat, daar is goeie weiveld, daar is water om te drink, daar is ons veilig. Die oomblik as ons los van die herder is, dan is ons uitgelewer. Miskien klink dit vir u so 'n bietjie te goed om waar te wees, maar ek kan vir u sê, dit gebeur vandag nog. Interessante ding het gebeur, een van my broers het daar op my pa se plaas getrou, en hulle besluit toe, hulle gaan hulle troufoto's neem in een van die Luceringlande, en my pa het 'n trop skape op hierdie Luceringland gehad, wat daar gewy het, en terwyl die fotograaf besig was om die foto's te neem, toe loop die skape natuurlik nou hele end weg, en die fotograaf maak toe die opmerking en sê, dis eintlik sulke mooi foto's, ek wens die skape kon nader gewees het, sodat hulle meer prominent in die foto's is. My broer vra toe, wil jy die skaap nader hê? Hy sê ja, hy wil. En my broer begin die skape roep. En sê kom, soos wat ons hulle roep. En die skape kom nader gehardloop. En hulle kom loop hier rondom hulle en hulle kon die foto's neem. Hoekom het dit gebeur? Want my pa die gewoonte in droogtetye en veral in die wintertye ook, wanneer dit maar droër is op die plaas, dan gooi hy gewoonlik mielies uit vir die skape. As 'n ekstra aanvulling. En as hy die mielies so uitgooi, dan roep hy die skape wat in die veld loop en hy roep hulle, kom. En die skape ken sy stem. Dit is eintlik wonderlik om dit te sien. Hulle hardloop nader, want hulle weet, as hulle daardie stem hoor, kry hulle kos. So dis nie 'n vreemde verskynsel nie. Ons sien dit net minder vandag, want ons het nie meer die praktyk nie. En so was dit dan ook in die antieke tyd. Die skape het die herder se stem geken en hulle het hom vertrou. As die Here Jesus verklaar dat hy die goeie herder is, dan maak hy die eienskappe van hierdie herder op homself van toepassing. En hy verduidelik vir ons, waarom kan hy dit sê? In vers 14 sê hy, ek ken my skape. Hy sê in die gedeelte, hy ken hulle elkeen by die naam. Hy weet wie hulle is. Hulle behoort aan hom, want verklaar hy in Johannes 6 vers 39, sê die Here Jesus, ek sal nie een van die wat die Vader aan my gegee het, verlore laat gaan nie. Eintlik sê hy, ek het nie een van hulle verlore laat gaan nie. Met ander woorde, almal wat die Vader aan my gegee het, dat ek hulle moet red, hulle is deel van my kinde. Ek ken hulle goed, ek weet wie hulle is, ek weet wat hulle behoeftes is, ek weet wat hulle nodig het, ek weet wie hulle vyande is, ek weet wat hulle bedreig in die lewe, want ek is hulle herder. Maar wat die Here Jesus so 'n besonderse herder maak, is dit wat ons van vers 11 af in hierdie gedeelte lees. Vers 11 sê, die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Nou, dit is nie noodwendig iets uniek nie. Ons weet dat koning Dawid byvoorbeeld bereid was om sy lewe af te lê vir die skape, want hy het teen wilde diere en selfs teen leeu's beklei om die kudde veilig te hou. Maar om bereid te wees om jou lewe af te lê en om vrywillig jou lewe af te lê is twee verskillende dinge. In vers 15 maak die Here Jesus hierdie uitspraak direk op hom van toepassing. Hy sê, ek lê my lewe af vir die skape. Jy sien, broers en susters, wat die Here Jesus se herderskap so uniek maak, is die feit dat hy nie net bereid is om sy lewe te gee nie, maar dat hy dit uiteindelik vrywillig en gewillig doen. Die goeie herder
word self 'n skaap. Hy word 'n lam wat in ons plek ter slagting gelei word, sodat ons nie aan die dood uitgelewer is nie. En dan hierdie, hy gee sy lewe. Die Here Jesus lê vir 'n hele paar verse, hier van vers 15 af, lê hy klem daarop. Hy sê, ek lê my lewe uit my eie uit af. Wat sê hy vir ons? Hy sê, dis 'n bewuste keuse. Ek doen dit nie omdat ek gedwing is om dit te doen nie. Ek doen dit nie omdat ek geen ander keuse gehad het nie. Ek lê nie my lewe af omdat ek nou net nie meer aan die lewe kon bly nie. Wanneer die Here Jesus uiteindelik aan die kruis hang, broers en susters, sterf hy nie omdat hy uitgeput is nie, omdat hy nie meer lewe in hom oor het nie, asof hy net 'n slagoffer van die dood is nie. Hy sê, dit is volbring. Hy blaas sy laaste asem uit. Hy besluit om te sterf. Hy besluit, nou is dit tyd. Nou is die tyd reg en ek gee nou my lewe. Vers 18 sê, niemand neem dit van my af nie. Ek lê dit uit myself uit af. So sorg hy dat ons inderdaad lewe in oorvloed het. Ja, die ewige lewe. En die Here se motiewe is anders as die van 'n huurlingsin, want die skape behoort aan hom. Dis sy eiendom. Hy het 'n bloedprys vir hulle betaal en daarom is hy besorg oor hulle lewe, oor hulle versorging, oor hulle veiligheid. Hy het 'n intieme verhouding met sy kinders. Hy ken ons behoeftes. Hy weet waaraan elkeen van ons elke dag blootgestel word. Hy weet die dinge wat in ons gedagtes leef. Hy ken die dinge wat ons bang maak, wat ons onseker maak. Hy ken ons vrae. Hy verstaan ons gees, want sy gees is in ons harte uitgestort. Hy ken ons behoeftes nog voordat ons dit kan uitspreek. Hy is anders as die diewe en die rowers wat net gekom het om te verwoes en dood te maak en te verskeur. Hy sorg nie net vir ons sodat ons aan die lewe kan bly nie, sodat ons dit met ander woorde daarom net maak nie. Hy sorg vir ons sodat ons lewe in oorvloed kan hê. Met ander woorde sodat ons die lewe in al sy volheid kan beleef. Nie net op aarde nie, maar vir ewig. Geliefdes, maar die Here Jesus sit natuurlik hierdie herderskap van hom voort na sy hemelvaart. Wanneer hy sy Heilige Gees uitstort om ons in die waarheid te lei, maar hy sit dit ook voort deur die herders wat hy in sy kerk aanstel om na sy kudde om te sien. In die eerste plek het ons die verantwoordelikheid om herders vir mekaar te wees. Hoor mooi. Het is baie maklik om te sê, ja, maar die ouderlinge en die diakens en die dominee, hulle is die ouens wat die herders moet wees, maar die Here roep ons in die eerste plek as gelowiges tot herderskap. Filippense 2 vers 4 moedig ons byvoorbeeld aan om nie net na ons eie belange nie, maar elkeen ook na mekaar sin om te sien. Vra jouself af, broers en susters, na wie se belange in die gemeente het jy in die afgelope week of maand of miskien al hierdie jaar omgesien? In Kolossense 3 vers 16 lees ons dat ons mekaar moet leer en mekaar moet vermaan. Wat veronderstel dat ons ook geestelik vir mekaar verantwoordelikheid moet neem. In Galasiërs 6 vers 2 word ons aangemoedig om mekaar se laste te dra, want 'n gedeelde las is 'n baie ligter las. Ons behoort vir mekaar te wees wat Christus vir ons is. Ons kan lank oor die praktiese implikasies hiervan praat en ons sou vanmôre baie voorbeelde kon uitreik van hoe dit kan lyk en behoort te lyk in die kerk van die Here, maar miskien so een voorbeeld om dit te verduidelik. Ons sien baie keer dat iets in iemand anders se lewens gebeur of dat hulle sekere dinge doen wat ons eintlik weet verkeerd is, blaatant verkeerd is,
of wat ons weet vir hulle geweldig gevaarlik kan wees en selfs vernietigend kan wees. Maar ons bly stil. Ons bly stil want ons leef in 'n wêreld wat vir ons geleer het, elkeen se waarheid is sy eie waarheid. Ons leef in 'n wêreld waar ons nie meer vir mekaar verantwoordelikheid neem nie, want ons is hyper-individualisties, elke ou vir homself. Wat doen ons? Ons bou ons mure hoër. Die al gery in die stad en gekyk hoe lyk mense se mure om hulle huise. Ons bou dit nie net om die skelms buite te hou nie, maar ons bou dit ook om onsself te isoleer. Ons wil nie by die kerk kuier nie, ons wil net so vinnig as moontlik in ons karre wip en huis toe gaan, want mense moet asseblief so min as moontlik van my weet. Hoeveel keer het ons nie al ons tonge vasgebyt, omdat ons gevoel het, dis nie ons plek om iets te sê nie. Hoorie, dis nie ons plek om iets te sê nie. En hoeveel keer was jy dan nie al spyt dat jy nie maar wel iets gesê het nie? Was ons dan regtig herders vir mekaar gewees? Want dis hoe dit in die kerk hoort, broers en susters. Reeds toe God by Kain wou geweet het, wat het van Abel geword? En Kain vir die Here sê, maar moet ek dan my broer oppas? Toes die Here se antwoord by implikasie, ja, jy is jou broer se oppasser. Jy moet na hom omsien, en so behoort ons ook na mekaar om te sien. Die vraag is of ons dit doen. Identifiseer ons gevare in mekaar se lewens? Of reken ons is eintlik nie geregtig om iets vir enige iemand anderster te sê nie? Maar natuurlik kan ons nou baie praat oor die manier waarop jy dit doen, dit sou 'n preek op sy eie wees. Is ons verhoudings in die kerk van so 'n aard dat ons vrymoedigheid het om met mekaar te kan praat? Want wanneer begin jy met iemand praat? Wanneer jy iemand ken. Wanneer jy iemand begin vertrou. Wanneer jy weet, hierdie persoon het my beste belange op die hart, maar as ons nie mekaar ken nie, as ons mekaar nie goed genoeg ken, sodat ons weet wat in mekaar se lewens aangaan, die broers en susters, hoe gaan ons na mekaar kan omsien? Hoe gaan ons vrymoedigheid hê om ons behoeftes met mekaar te deel? Het help nie, ons kom maar net op 'n Sondag hier by mekaar. Ons groet mekaar so vinnig, daar by die koffie en die tee, maar volgende Sondag het ek weer jou naam vergeet, want dis alwaar ek jou sien, dis alwaar wanneer ek met jou te doen het. Ek doen nie moeite om 'n bietjie uit te vind nie. Hoeveel van ons ken die res van die lede van ons wijk? Sien ons ander se honger, sodat ons hulle ook na groen weivelde kan lei? Is ons bereid om in liefde onsself vir ander op te offer? Of gaan dit maar net oor onsself en ons eie behoeftes en dit wat ander eintlik vir my behoort te doen? Is ons goeie herders vir ons huisgesinne en in die besonder vir ons kinders? Lei ons in wysheid? Stap ons voor? Hoor ons kinders in ons stemme die stem van die goeie herder? Voel hulle veilig by ons? Sal hulle na my toe kom eendag en sê, papa, mama, help my, ek soek raad, ek soek wysheid. Wat moet ek doen? Die Here Jesus maak egter hierdie herderskap van hom baie spesifiek op die ampte van toepassing. Kort voordat hy na die hemel toe opvaar, lees ons in Johannes 21, aan die einde van die boek Johannes, dat die Here 'n paar belangrike opdragte aan Petrus gee, en dan by implikasie aan die leiers, die amptdragers in die kerk. Hy sê, laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei. Hy dra dus die herderskap oor aan hulle wat sy gesag in die kerk aan sy kudde moet bedien. En daarom moet jy weet, broers en susters, die feit dat ons ouderlinge en diakens kies,
Is nie mense wat uit hulle self uit hier wil heers en wil baas speel oor die gemeente nie. Die Here het 'n opdrag gegee dat daar sulkes in die kerk moet wees. Hulle wat sy herders moet wees, hulle wat sy herderskap moet bedien. Deur wie hy 'n herder vir sy kudde is. En broers, u wat vandag in die ampt bevestig word, en u wat selfs reeds in die ampt dien, ouderlinge, diakens, die dominee, ons is geroep tot herderskap. In 1 Petrus 5 vers 2 gee die Here byvoorbeeld opdrag aan die ouderlinge en hy sê, hou as herders toesig oor die kudde van God. Om in die ampt te dien, is nie om maar net 'n werkie te doen nie. As jy dit sien as om maar net 'n werk te doen, een of ander liefdestaakie wat ek maar verrig, dan gaan jy soos 'n huurling wees. Ons gaan dit doen net solank ons daarvoor kans sien, en as dinge begin moeilik raak, as ons iewerster probleme begin optel, of as ons iewerster 'n saak het waaroor ons vurig miskien debatteer met mekaar, nadink ensovoorts, dan onttrek ons baie keer. Want ons sien nie kans vir die offer wat gevra word nie. Maar die Here roep ons om herders soos hy te wees, om opofferende herderskap tentoon te stel, nie lafhartige of halfhartige herderskap nie. En dit beteken dat ons 'n verhouding met die lidmate moet hê. Ons moet hulle ken. Ons moet hulle behoeftes verstaan soos wat die goeie herder ons behoeftes ken en verstaan. Hoe anders sal ons vir hulle kan sorg as ons hulle nie ken nie? Hoe sal ons weet wat hulle nodig het as ons nooit by hulle uitkom nie? Hoe sal ons weet wat hulle na liggaam en na gees nodig het? As ons net so terloops 'n woordjie met mekaar praat, as ons dalk net voor nagmaal gou-gou 'n WhatsApp stuur en sê, hoor, hoe gaan dit nog met jou? Ken ons dan regtig mekaar? Ons kan nie by 'n kerkraadsvergadering sit en oor 'n lidmaat uitvra, maar dan weet die ouderling of die diaken nie eers hierdie persoon is in hulle wijk nie. Dit hoort nie. Herderskap het 'n prys. Dit vra opoffering. Dit vra eerstens dat ek voorloop. Dit vra 'n lewe wat vir ander 'n toonbeeld van Christus sal wees, sodat hulle my ook gewillig sal volg en my raad en my ondersteuning sal opsoek. Dit vra dat ons sal wakker wees vir die diewe en die rowers wat die kudde wil vernietig. En daarom behoort amptdraers ook op hoogte te wees van die bose se metodes. Ons moet lees. Ons moet luister na wat in die nuus aangaan. Ons moet hoor wat is die denke van die dag, wat is die ideologiese denkrigting en denkstrome wat daar is, sodat ons hierdie goed kan identifiseer, sodat ons dit vir mense kan uitwys, sodat ons dit vir die jong mense kan uitwys, sodat ons kan waarsku, mekaar kan opbou, mekaar kan bemagtig om self weerstand te kan bied. As ons self nie toegerus is nie, hoe gaan ons die kudde beskerm? En dit bring ons by die laaste punt, broers en susters. Hoewel hierdie gedeelte op herderskap fokus, is daar tog ook iets oor die skape te sê. Op 'n indirekte wyse beskryf die Here vir ons wat die reaksie van sy kerk, sy skape behoort te wees wanneer hulle hierdie opofferende herderskap beleef. Sy so gemeente is 'n lewende gemeente. Om 'n Christen te wees, geliefdes, is nie iets wat jy op jou eie sal kan wees nie. Dis die eerste waarheid wat ons uit hierdie gedeelte uitkry. Enige iemand wat wil redeneer dat dit moontlik is om op sy eie, los van die kerk, 'n gelowige te wees, verwerp in wese dit wat Christus hier vir ons leer. Want wat leer hy vir ons? Hy waarsku ons. Hy sê, bly by die trop.
Nou, dis belangrik dat ons dit vir mekaar sal sê, want as 'n mens 'n bietjie meer konservatief is in jou denke, broers en susters, dan word jy nogal geleer om teen die stroom op te swem, en nie altyd saam met die trop te gaan nie waar nie? Maar die Bybel leer vir ons, daar is tye wanneer jy by die trop moet wees, want die trop is nie altyd verkeerd nie, daar is veiligheid in die kudde. Dis waar ons die stem van die Here hoor. Dis waar ons ook sy stem hoor, nie net wanneer hy met ons praat nie, maar wanneer hy ook ander gebruik om met ons te praat. En hy leer vir ons die belangrikheid van die trop in Lukas 15, in die gelykenis van die verlore skaap. As hy sê, as een afdwaal, wat doen die goeie herder? Hy los hom nie, asof hy wou sê, weet jy wat, party ouens kan maar op hulle eie Christene wees, en die 99, hulle kies nou maar net om saam in 'n troppie te wees, en saam Christene te wees. So asof hy vir ons daardeur wil sê, party Christene kan individuele Christene en gelowiges wees, en ander is altyd deel van die kerk. Die Here sê, nee, ek gaan hom haal, ek los die 99, ek gaan daai gaan haal, want waar hoort hy? Hy hoort hier, by die kudde. Dis waar hy moet wees. Op sy eie gaan hy dit nie maak nie. Partykeer dwaal mense af. En dan het jy nodig dat die goeie herder jou deur sy herders kom haal. Ons het een keer by my ouma in die Kalahari gekuier en ons het skaap gewerk saam met hom op die plaas. Nou om in die Kalahari skaap te werk en in die Karoo skaap te werk is ook twee verskillende goed. Want 'n Kalahari skaap is 'n wille ding. Daar word min met hom gewerk. En so sê hy vir ons, maar ons moet nou hierdie trop skape aanjaag kraal toe, wat by die huis is, 'n paar kilometer weg. En die groot trop skape vat toe nou koers kraal toe, maar as een ooi en lam wat besluit, not 'n tikkie. Hulle gaan nie saam. Hulle vat koers. En ek moet toe nou daai skaap by die huis kry. En is duin op en duin af. Ek wonder, daai dae het ons nog nie horlosies gehad wat jou tree kon meet nie. Ek wonder hoeveel kilometers het ek daai dag agter daai ooi aangeloop. En hoe gefrustreerd was ek nie met daai ooi en haar lam gewees nie, want haar kop staan net so reg op soos 'n wille ding en sy kyk net, en as sy jou sien, dan hardloop sy. En is die hele tyd in die teenoorgestelde rigting waarin jy wil hê hierdie ooi moet gaan. Maar ek kon nie moed opgee nie, want die ooi moes in die kraal kom. Die ooi moes by die trop kom. Maar as die ooi daai aand in die veld geslaap het, was die ooi uitgelewer gewees. Ek het dit daarom uiteindelik reg gekry. Geliefdes, as jy afdwaal, dan is jy baie keer soos hierdie ooi. Jou kop staan so reg op. En niemand gaan vir jou voorsê nie. Ek gaan nie laat iemand vir my sê waar moet ek gaan nie. Ek gaan waar ek wil. Ek gaan doen wat ek wil. Niemand gaan vir my beduie wat ek moet doen nie. Ons raak baie keer so kwaad as ons aangespreek word. Ons hou net van die tug as dit op iemand anders toegepas word as onsself. Ons raak kwaad en ongelukkig met ons ouers wat tog soveel reëls maak en wat ons lewens so wil beheer. Maar ons het hierdie herderskap nodig. Dis hoe die goeie herder sy liefde aan ons bewys. Die Here se herderskap is nie net 'n geestelike herderskap, maar hy deur sy gees in ons werk en vir ons lei nie. Hy's ook ons herder wanneer hy deur sy herders met ons werk. As sy gemeente moet ons dus weet hoe afhanklik ons van hierdie herderskap en sy versorging is vir ons oorlewing. En daarom, broers en susters, moenie as jou ouderling of jou diaken of die dominee by jou wil besoek aflê, probeer om dit te vermy nie. Maak 'n plan. As jy nie vanaand kan nie, reël dan 'n volgende afspraak. Nie volgende maand of oor 3 maande nie, sê ek wil jou sien. Ek wil hê jy moet kom, my broer. En ons moet ons behoeftes aan die herders bekend maak.
Ons het baie keer hierdie ding, broers en susters, dat ons nie oor ons probleme wil praat nie, maar weet jy, in 'n sekere sin is dit 'n bietjie hoogmoedig en jy moet mooi daaroor dink. Om nie vir ander te wil vertel wat se probleme jy het nie, is in 'n sekere sin om te sê, ek sal hier op my eie hanteer. Ek sê altyd, hoe moet ek vir jou bid? Hoe moet ek weet waarvoor om vir jou te bid as jy nie vir my sê nie? Hoe moet ek weet om jou te kom besoek as ek nie weet daar's 'n probleem nie? En laastens, geliefdes, is dit belangrik om te besef dat jy net 'n goeie herder vir die kudde sal wees as jy eers self 'n goeie trop skaap is. As jy self die eintlike herder ken, as jy gereeld sy stem opsoek en in afhanklikheid van hom leef. As jy sy opofferende versorging binne sy kudde beleef in jou eie lewe, dan sal jy ook hulle wat aan jou sorg toevertrou is, daarmee bedien. En die oomblik wanneer ons dit beleef, broers en susters, dan het ons 'n lewende gemeente. 'n Gemeente wat lewe in oorvloed beleef. Geliefdes, Jesus Christus is die goeie herder. Hy offer homself vrywillig ter wille van die versorging van sy kudde. Sy skape is vir hom kosbaar en daarom vertrou hy hulle aan die sorg van die onderherders toe. Hy lei ons deur sy gees, hy lei ons deur sy woord, maar hy lei ons ook deur die opofferende herderskap van die ampte, sodat ons 'n lewende en nie 'n verskeurde kudde hoef te wees nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U dit wat U beloof het om te wees, inderdaad is deur U seun Jesus Christus. Hom wat U gestuur het om die goeie herder te wees, sodat ons in hom 'n opofferende herderskap kon beleef wat ons ook aan mekaar wil bedien. Daarom bid ons, Here, dat U ons ook sal bemagtig deur U Gees tot herderskap in hierdie gemeente, dat ons vir mekaar groter verantwoordelikheid sal neem, dat ons mekaar sal leer ken, mekaar se behoeftes sal ken en sal uitreik na mekaar toe, as lidmate, maar ook as amptdraers in die gemeente. Ons bid vir hulle wat vanmôre bevestig word in die ampt, dat U hulle in die besonder sal toerus vir die herderskap waartoe U hulle geroep het. En ook vir hulle wat reeds in die ampte staan. En waar ons ook 'n behoefte het en vanmôre 'n beroep moet uitbring vir 'n tweede herder vir hierdie gemeente, bid ons ook dat U Gees kragtig in ons sal werk, sodat ons die een sal beroep wat U hierheen wil stuur. Here, U is vir ons goed. En ons dank U ook vir die herders wat U gee, want hulle is 'n gawe aan die gemeente. 'n Gawe waardeur U ons voed, versterk, opbou, beveilig, sodat ons lewe kan hê en dit in oorvloed. Vergewe ons, Here, waar ons nie vir mekaar goeie herders is nie, in ons huise, in ons huwelike, in ons verhoudings met mekaar, en selfs in ons amptswerk. Maak ons gewillig, Here, om nie net 'n huurling te wees nie, maar om uiteindelik ook onsself as lewende, heilige en aan God welgevallige offers in U diens te gee. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons antwoord op die prediking vanmôre deur Psalm 23 saam te sing. Ons gaan die bekende melodie saam sing. Dis die eerste melodie. En beruiming, net soos 'n herder uittrek met sy skape. Psalm 23, ons sing al 3 die verse in antwoord op die prediking en dan neem ons weer ons sitplekke in. Felt
kan weer sit. Ons gaan daartoe oor om amptdraers te bevestig vanmôre. Liewe gemeente van ons Here Jesus, volgens die Ou Testament het God sy verbondsvolk veral deur 3 ampte laat bedien, naamlik profeet, priester en koning. Die Here Jesus het hierdie 3 ampte in homself verenig, en omdat ons aan hom verbind is deur die geloof en gesalf is met die Heilige Gees, beklee elke Christen ook die ampt van profeet, priester en koning. Uit die Nuwe Testament blyk dat God steeds sy verbondsvolk deur gelowiges laat bedien, wat veral op een van die 3 amptsterreine funksioneer. Die leraar profeties, die diaken priesterlik en die ouderling koninklik. En God se doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk en om die gemeente van Christus op te bou. Uit die Bybel is dit duidelik dat 'n amptdraer bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof, iemand met 'n begeerte om vir die Here te werk, wat ook bekwaam is om te onderrig, wat ook gewillig is om daarvoor toegerus te word, en wat die Heilige Skrif, met ander woorde die stem van die herder, voortdurend ernstig ondersoek. Verder moet 'n amptdraer onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik en gasvry, in alle opsigte betroubaar en met die Gees van God vervul. Geliefde broeders, die wat vandag bevestig word, is na ernstige gebed tot God, tot hierdie ampte verkies, en omdat daar geen wettige beswaar teen u verkiesing ingekom het nie, gaan ons nou daartoe oor om u in die ampte te bevestig, en ek wil vra dat die broeders hier voor die kansel sal kom staan. Broer ouderling, u dra as as opsiener en rentmeester van die huishouding van God die verantwoordelikheid vir die opbou, die geestelike versorging van hierdie gemeente. En u moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis en lewenswandel soos lewende lidmate van die kerk van Jesus Christus gedra. Volgens die voorbeeld van Christus moet u herderlike taak dienend uitvoer. Hoor weer die woorde, herderlike taak. Deur voorbidding, huisbesoek en siekebesoek moet u die lidmate bystaan, vertroos en bemoedig met God se woord en hulle in die geloof versterk. U moet ook vir die dooplidmate verantwoordelikheid neem, sodat hulle gelei en geleer word om die Here te ken en te dien. Die onordelikes en die onverskilliges, daardie skape wat afdwaal, moet u in liefde vermaan. Volgens die bepalings van die kerkorde moet u teen diegene wat in sonde volhard met die kerklike tug optree, sodat hulle tot bekering kan kom. Gee ook ag op mekaar en op die leer en die lewe van die bedienaar van die woord, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Daarvan lees ons in Handelinge 20 vers 29, waar die apostel waarsku dat goed gewaak word teen wrede wolwe wat onder die kudde van Christus mag inkom. Dieselfde taal wat die Here Jesus gebruik. Waak ook oor die erediens en sorg dat die erediens onderhou word. Werk met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van die koninkryk en hou toesig oor die suiwere bediening van die woord en dra sorg dat die sakramente nie ontheilig word nie. Broers diakens, van die instelling van die diakenampt wat voortvloei uit die barmhartigheid van God waarmee hy die skepping onderhou, lees ons in Handelinge van die apostels. Aan die begin het die apostels self die bediening van die armes behartig. Hulle die gawes wat gegee is ontvang en aan elkeen uitgedeel volgens hulle behoeftes. Maar toe sommige weduwees in die versorging oor die hoof gesien is daar op aandrang van die apostels manne gekies wat in die besonder die bediening van die armes moes behartig. Van die tyd af is die diakenampt in die kerk onderhou. Die diakens moet getrou en ywerig die bydraes en die goedere wat gegee word versamel en dit bewaar.
Hulle moet ook nougeset sorg dat die middele tot ondersteuning van die armes gevind word. Hulle moet die redes vir die nood ondersoek en so ver moontlik bestry, want dit is ook 'n manier om die wrede wolwe uit te hou. Hulle amp behels ook die uitdeling wat hulle met onderskeiding en versigtigheid moet nakom. En verder is dit goed dat nie net met uiterlike gawes nie, maar ook met troostwoorde uit die woord van God aan die armes en noodlydendes hulp verleen word. Die diakens moet die gemeente bemoedig en aanspoor om mekaar se laste te dra en getrou te wees in die diens van barmhartigheid, in navolging van Jesus Christus, die knegt van die Here. Verder is dit die taak van die diakens om diens te verrig by die viering van die nagmaal en tydens die erediens. Geliefde broeders, u moet nou op die volgende vraag opreg antwoord, sodat elkeen kan hoor dat u bereid is om hierdie diens te aanvaar. Is u daarvan oortuig dat God self, weliswaar deur sy gemeente, maar dat God self u tot hierdie besondere amp geroep het? Aanvaar u die Ou en die Nuwe Testament as die ware en onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die saligheid en verwerp u alle leringe wat in stryd is met die Bybelse waarhede, soos wat dit saamgevat is in die 3 formuliere van eenheid. Beloof u om u amp soos dit aan u voorgehou is, getrou te vervul as ouderling in die kerkregering saam met die bedienaar van die woord en as diaken in die diens van barmhartigheid. Beloof u om tot eer van God te lewe en om u self ook aan die kerklike regering, opsig en tug te onderwerp. Wat is hierop u hoorbare antwoord? Aan God drie-enig. Hoeveel? Ja. Pieter? Ja. Johan? Geliefde broeders, wees getrou in julle dienswerk en in die ernstige ondersoek van die skrifte. Wees 'n voorganger, 'n herder vir die hele gemeente. Wees gewillig en blymoedig in die nakoming van julle roeping. En liewe gemeente, kom ons ontvang ook hierdie amptdraers as gestuurdes van die Here. Ons bid vir hulle, ons werk saam met hulle en ons stel onsself ook beskikbaar om toegerus te word as priesters, profete en konings in diens van die Here. Ons gaan nou vir hulle bid, broers en susters, deur 'n gesamentlike seënbede vir hulle toe te bid. Psalm 134 vers 4. Ek gaan vra dat hulle omdraai. Ons staan en ons sing Psalm 134 vers 4. Daarna draai julle terug na die kansel toe, dan sal ek die seën uitspreek en daarna sal ons vir julle 'n handdruk kom gee. So na die uitspreek van die seën kan u net weer u sitplekke inneem. Kom ons sing nou Psalm 134 vers 4. Bly staan. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal jou seën en hy sal jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.